Goeiedag, dit is, soos ek klaar gesê het, so 'n groot voorreg om vanaand vir julle die woord te kan bedien. Ons gaan vanaand bietjie gesels oor Jesus is die brood van die lewe. So ek kyk vir die persoon langs jou en sê, dan. Want ons gaan 'n bietjie gesels oor iets delicious, iets fantasties, iets lekker om te proe. Julle kan asseblief oopmaak by Johannes 6. Johannes 6 vers 22. So Jesus wat sê hy is die brood van die lewe. So Jesus sy eerste ek is stelling. Hy sê ek is die brood van die lewe, is een van 7. En interessant, terwyl julle so toe blaai kan julle net so 'n halwe oor gee, is dat hierdie 7 ek is stellings word net gevind in die boek van Johannes. Nie in een van die ander evangelies word dit gevind nie. En ons gaan nou so 'n mini series begin met hierdie 7 ek is stellings. So ek wil vinnig vir julle die 7 ek is stellings gee. Jesus sê ek is die brood van die lewe, die lig van die wêreld, die deur, die goeie herder, die opstanding en die lewe, die weg, waarheid en die lewe, en laastens die ware wingerdstok. So vir die van ons teoloog is, en ek sien teoloog, sal enige ander teoloog hierso wat teologie swat het, halleluja, of daarvan hou om baie Bybel te lees, okay. So vir die van ons wat interessant is, wanneer Jesus sê ek is, gebruik hy nie net een Griekse woord nie, maar hy gebruik 2 Griekse woorde om te sê ek is, en al 2 van hierdie woorde beteken beide ek is. So as jy die Bybel in Grieks sou lees, het half amper klink asof Jesus besig is om te hakel. Het klink asof hy sê ek is die brood van die lewe. Dis hoe dit sou klink as jy dit lees. Maar daai kombinasie tussen ego en eimi, so ego in Grieks beteken ek is en eimi beteken ook ek is. So hierdie kombinasie van die 2 wat Jesus gebruik, ek is die brood van die lewe, die ware wingerdstok, die lig van die wêreld, is die eerste keer gevind in Deuteronomium 32 vers 39. En dit is God die Vader wat van homself praat wat sê, ek is die Almagtige, daar is geen ander as ek nie. So as Jesus gebruik ek is, dan praat hy eintlik en hy sê ek is God. Ek is die tweede persoon in die 3 eenheid. So wanneer ook al ons hierdie stukkie lees en ons sien ek is, sê vir jouself, wow, Here, U is. So as julle daar, Johannes 6 vers 22, is 'n lekker lywige stukkie, kom ons lees dit saam. Johannes 6 vers 22, tot ons klaar is, halleluja. Okay, hier gaat ons. Die volgende dag sien die skare wat oorkant die see gestaan het, dat daar geen ander skeid was nie, behalwe daardie een waarin sy disippels gestaan het, en dat Jesus nie saam met sy disippels in die skeid gegaan het nie, maar dat sy disippels alleen weggevaar het. Maar ander skeid het van Tiberias aangekom, naby die plek waar hulle die brood geëet het, nadat die Here gedank het. Toe die skare dan sien dat Jesus nie daar was nie, en sy disippels ook nie, het hulle self ook in die skeid geklim, en na Kapernaum gegaan om Jesus te soek. En toe hulle hom oorkant die see gevind het, sê hulle vir hom, Rabbi, wanneer het jy hier aangekom? Jesus antwoord hulle en sê, voorwaar ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet het en versadig geword het. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens vir julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. Toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? En Jesus antwoord en sê, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. En hulle sê vir hom, watter teken doen u, sodat ons kan sien en glo? Wat werk u? Ons vaders het manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is, hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee vir julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee vir ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Halleluja. Dit is die woord van God. Goed, nou kom ons skeer hierdie stukkies 'n bietjie mekaar uit en kom ons doen 'n bietjie studie om te sien wat sê hierdie verse en wat probeer Jesus vir ons uitlig. So die eerste plek is dit vir my interessant
om te sien dat, en ek het dit nooit van tevore besef nie, ek weet nie van julle, miskien is julle slimmer as ek, heel moontlik. Maar hierdie storie van Jesus wat sê, ek is die brood van die lewe, gebeur die volgende oggend, nadat Jesus vir die 5000 kos gegee het. En daai aand, nadat hy vir die 5000 gevoed het, was die aand gewees wat Jesus op die water geloop het, wat Petrus gesê het, Here, roep my as ek moet stap agter U aan. Dis daai selfde aand. Nou die volgende oggend is nou hierdie storie. En hierdie skare hardloop half agter Jesus aan, omdat hy vir hulle brood gee, omdat hy vir hulle kos gee. Ek weet, as ek van 'n man hoor wat brood laat vermeerder uit 'n maatjie, uit 5 brode en 2 visse uit, sal ek definitief ook agter hom aangaan, want dit vat baie effort om hierdie vorm te onderhou. En kos is duur. So as iemand vir my free kos kan gee, ek hardloop agter hom aan, geen probleem. En hierdie was ook die mentaliteit gewees van die Jode, wat agter Jesus aangehardloop het, half asof hy 'n towenaar is wat kan toertjies doen. Sê, wow, jy weet, jy kan brode laat vermeerder, is so cool. Want ons moet besef dat die Jode in daai tyd was in afwagting vir die Messias wat sou kom. Want wat hulle persepsie was van wie die Messias is iemand wat hulle sou verlos uit die mag van die Romeine uit. En skielik kom 'n man op die toneel wat brood in sy hand vashou, opkyk en dankie sê, en dan word dit genoeg om nie net 5000 nie, maar dit was eintlik nader aan 25000. Daar was 5000 mans, of 25000 mense koste. Dis baie mense. En Jesus gee vir hulle hierdie, dis fantasties, natuurlik, sal hulle agter hom aanhardloop en sê, hier is ons Messias. Maar Jesus antwoord hulle hierso in vers 26, en hy spreek hulle interne bedoeling, wat hulle regtig wil hê van hom af, in hulle harte, spreek dit direk aan. En hy sê vir hulle, julle kom nie agter my aan, omdat julle tekens kry nie. Julle kom agter my aan, kom ons kry 'n stukkie weer in vers 26 lees. Jesus antwoord hulle en sê, voorwaar ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet het, en versadig geword het. Ons as mens kan dan maar baie oppervlakkig wees, partykeer, is dit? Hier's 'n man wat 'n wonderwerk doen, en in plaas daarvan om te sê, wie is hy? Waarvandaan kom hy? Is hy die beloofde? Sê hulle, Here, kan ons ook brood kry, asseblief? Gebotter die keer, sal nice wees. Okay. Inteendeel, as jy vir ons 'n ou vleisie kan opsit, weet ek ons Suid-Afrikaners sou gesê, gee ons 'n ou vleisie op, man. Sê, dit is vir real brood nie. Was ten minste vis gewees. En Jesus sê vir hulle, hey, ek het nie gekom, ek het amper gesê om julle pense vol te maak. Ek het nie gekom om julle maag vol te maak en om julle versadig te maak nie. Want wat is die rede? Ons weet wat Jesus gekom het aarde toe in die gestalte van 'n mens aangeneem het. Is om vir ons 'n weg voor te berei, sodat ons in die teenwoordigheid van God almagtig kan wees vir ewig en vir altyd. Halleluja. Dis hoekom Jesus aarde toe gekom het in die eerste plek. Maar hierdie mense mis dit. Hulle mis dit heeltemal en hulle kyk na die fisiese dinge wat Jesus vir hulle kan gee. Die mense was op soek gewees na iets wat hulle begeertes kan bevredig. Maar dis nie hoekom Jesus gekom het. Nou in vers 27 sê Jesus verder dat julle arbei vir iets om te eet, vir iets fisies. Dit is okay, dit is fyn, dit is nie 'n probleem nie. Maar julle moet nie net arbei vir die fisiese dinge nie, maar julle moet arbei vir dit wat julle kan hou tot in ewigheid. En in vers 28, kyk die mense en ek daag julle uit. Kyk of julle 'n verwronge persepsie van wat die mense hierso sê kan raak sien. Ek gaan hom gou vir julle lees, vers 28. En toe vra hulle vol, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Ek hoop julle het gesien, wat kan ons doen om die werke van God te volbring? Liewe gemeente, kon ons ooit enigiets gedoen het om die werke van God te volbring in ons midde? Nee, wie is ons as mense om vir God te sê hoe en wat hy moet doen? Of eerder wat en hoe hy dit moet doen? Wie is ons as mense om dit te sê? God is almagtig. Hy is die een wat soewerein is. Hy is die een wat heers tot in alle ewigheid. En nou kom hierdie mense, net so wat ons ook baie keer doen. Here, hoekom maak jy nie my kar reg nie? Here, hoekom maak jy nie daai persoon gesond? Here, hoekom kan ek nie hierdie nuwe werk kry nie? Here, hoekom? Ons vra vir God heeltyd hierdie vrae, want ons dink ons kan in ons lewe met ons eie, ekskuus vir Engels, efforts, die Here se werk in ons lewe volbring. Maar dit is onmoontlik, want kyk Jesus se antwoord in vers 29. Jesus antwoord hulle en sê, dit is die werk van God, dat julle in hom glo.
wat my gestuur. Dit outomaties ook, net so, excuse, baie Engels vanaand, side note. Dit weerspreek onmiddellik hierdie idee van ons is vooraf uitgekies. Daar's 'n paartjies van ons wat hemel toe gaan en die res van julle, sorry. Okay, dis glad nie hoe dit werk, want hierso sê Jesus, dit is julle werk om te glo. Maar die werk van verlossing en van redding van die ewige lewe, dit is 'n werk van God, wat julle nie in julle midde en op julle self kan volbring nie. Dis groot. Dis verskrikklik. Hierdie Jode hardloop agter Jesus aan, want hy is hierdie broodgewende, wonderwerk doenende koning, hulle idee van 'n Messias, en Jesus sê vir hy, julle kan nie hierdie dinge self doen nie. Hierdie is 'n uitnodiging, en 'n uitnodiging vir ons vanaand. Jesus sê vir die Jode, kom en eet. Nie kom en bak nie, kom en eet. Want dit is 'n werk van God, en ons moet kies. Ons kan vanaand vir die brood van die lewe nee sê. Miskien het jy al vir die brood van die lewe nee gesê in jou lewe. Miskien was jy op 'n plek gewees wat gesê het, Here, ek wil nie by u tafel aansit nie. Here, ek wil nie na u toe kom nie. Ek is te bang om daai stap te vat, want dit gaan iets van my afkos. Ek gaan my eie ego en my eie I moet neersit, my ek is, en ek gaan u moet aanneem vir myself. Dis swaar. Ons is nie geroep om broodbakkers te wees nie. Ons is geroep om die feesmaal van die Here te geniet. Maar die skare en veral die fariseërs wat om hulle was, het volhard in hulle vra en hulle, as ek dit sommer in normale Afrikaans kan sê, het hulle gesê, Jesus, u het ons nou net vir 5000 van ons kos gegee. Nou, as u nou regtig so 'n groot koning is, soos wat u nou sê, u is die brood van die ewige lewe wat uit die hemel uit neergedaal het, dis 'n groot lyn, jy weet. As u nou regtig hierdie almagtige koning is, wat se teken doen u nog? Geef ons nog iets. Geef ons nog 'n bewys van wie u is. En ek is skuldig. Here, gee my net nog enetjie. Al hoor ek die stem van die Here. Ja. Maar was dit u? Was dit dalk nie my stem? Dis nie dalk, dis dit ek sit in my kop, jy weet. En hierdie ouens sê, maar Here, gee ons nog 'n teken. Kom, hierdie wonderlike koning, maak vir ons nog brood. Ons wil sien met watse toertjies kan hy nog opkom, want Moses het vir ons voorvaders kos gegee in die woestyn. U weet, dit staan in die Torah. U weet, u het dit gelees. Nou, as Moses vir ons dat manna neergeet het uit die hemel uit, wat kan u vir ons gee? En Jesus antwoord hulle direk en hy sê, hey, julle soek nog steeds die voorsiening van God op 'n fisiese vlak. Ek het nie gekom om net die fisiese vlak vir julle uit te sorg. Ek het gekom om vir julle lewe te gee. En dit in oorvloed. Jesus sê toe vir hulle, die manna wat julle gekry het was goed, maar ek is meer. God, die Vader, het vir julle iets meer instoor as manna. Hulle sê, dubbel. Very nice, okay. Hierdie keer kan ons maatjies huis toe vat, glory. Dan kan ek ouma gaan gee, dis so nice, uiteindelik. Nee, en toe sê Jesus, ek gee vir julle meer. Dis sê, Here, wat kan ons doen om hierdie brood altyd by ons te hou? Wat kan ons doen om hierdie, want u sê nou, dis groter as manna, dis meer. Hulle weet, dat uit die verlede uit, het God vir 'n hele nasie voorsien vir 40 jaar, hulle hoef nooit te gepik het nie. Hulle hoef net met hulle skottels buitentoe gegaan het en brood te reën hulle skottels neer. Dit sal die beste bring en braai ooit wees. Jy bring net vir, inteendeel God is om 'n kwartels ook gestuur. Ons hoef niks te bring, ons hoef net die vuur te bring. Okay. So, hulle sê, so hier kom net iets meer en beter as manna. En Jesus sê vir hulle, die iets meer en beter wat gekom het, is nie fisies nie. Die brood wat ek vir julle wil gee, is nie fisiese, jy vat dit en eet brood nie. Die brood wat ek vir julle wil gee, is 'n persoon. Dis 'n iemand. Dis nie 'n iets nie, 'n iemand. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Sien, die probleem wat hulle gehad het, is hulle het ander dinge, sustenance en supplement.
Skryf bo in die papier lekker groot. Supplements en sustenance. Okay, lekker groot. Okay. Want ons gaan nou weer terugkom na hierdie ding toe. Okay. Sustenance, S-U-S-tenance, en supplement met 3 P's. So die fout wat die Jode gemaak het, en die fout wat ons as mens maak. So ek wil gou vir julle vra, het almal 'n lekker sweetie gekry voor die tyd? Almal lekker sweetie, was dit lekker geweest? Ek het vanaand uit die goedhartigheid van wie ek is, besluit ek wil julle graag bless met 'n sweetie. Maar dit was eintlik 'n eksperiment en 'n toets. Ek is so sorry. Okay, julle vertroue in my is vir ewig verbreek. En okay, dis fine. Ek het julle menslikheid ondersoek. So hierdie bak was propvol sweets gewees toe ons begin het. En daar was onder hom 'n bladsy gewees wat gesê het gratis sweeties. Okay. En aan die ander kant van die sweetsbak was daar 'n bladsy gewees wat sê gratis Bybelversies. Nou wil ek gou by julle hoor. Wie het almal 5 of meer sweeties gehad? 5 of meer? Ek het 5 of meer gehad. Ek is skuldig. Yes. Ek is skuldig aan my eie eksperiment. Ek kon nie weerstaan nie, dat was fudge. Okay, dit is my favorite. So, wie het meer as 1 Bybelversie gevat? 'n paar van ons. Okay. Meer as 2 Bybelversies? Meer as 3 Bybelversies? Okay, goed. Hierdie, wat het 'n vinnige eksperiment gewees het om vir ons te wys dat ons as mens is baie vinnig en baie mak. So ons as mens het die geneigtheid om iets te kies wat vinnig en maklik is, boor iets wat moeite vat en wat iets eis van jou af. En Jesus sê vir hierdie Jode van daai tyd en vir ons vandag, dat ons het gekies om ander dinge ons bron te maak. Ons het gekies om iets anders die brood te maak waarvan ons lewe. Jesus sê vanaand, ek het gekom om vir jou vryheid te gee. Miskien het jy vanaand alkohol gekies om jou sustenance te wees. So die woord sustenance beteken dis dit wat jou voed op 'n daaglikse basis. Dis iets wat vir jou erkenning gee. Dis iets wat jou goed laat voel. Dis iets wat jou voed. Supplement is iets ekstra. Dis ekstra bo-op die voeding. En ons het daai 2 rolle omgedraai. Ons het gekies om Jesus die supplement te maak, ja, en die dinge van die wêreld die sustenance te maak. Terwyl Jesus gesê het, nie ek is die brood wat julle moet eet by 'n bring en braai nie, of die gemufte ou stukkie brood agter in jou yskas nie. Want ons almal het so een ook. Prys die Here, ons is almal sondags. Okay, ons vergeet van die stukkie brood. Okay. Jesus sê, ek is nie daai brood, ek is nie iets ekstra nie. Ek is die brood van die lewe. Ek is die ding wat jy nodig het om aan te hou funksioneer. Want as ons kies om ons bron en satisfaksie te kry van iets wat die wêreld bied, word daai ding uitgeput. En die ding wat vir ons plesier bied, hou op. En die plesier hou op. Maar ken jy daai Bybelvers wat, ek glitch alweer, ken jy daai Bybelvers wat sê, there is fullness of joy at his right hand? Ken jy daai Bybelvers? As ons God, Jesus, ons sustenance maak, en nie ons ietsie ekstra nie, dan erken ons wie hy is. Hy is die brood van die lewe. Hy is die kern van ons wese. 'n Engelse predikant het eendag gesê, kan jy weet dis nie. In the heart of every man, there is a Jesus-shaped hole that everyone tries to fill with everything else except Jesus. Ons moet vanaand terugkom by wie hy is. Hy is die brood van die lewe. En as ons daai karakter van God, daai karaktereienskap van God verstaan, kan ons 'n draai maak in ons gedagtepatrone, kan ons iets anders doen in ons lewens, want dan gaan ons besef, wow, ek het nie alkohol nodig om my goed te laat voel nie. Ja,
Ek het nie pornografie nodig om vir my 'n verwronge persepsie te gee van wat liefde is nie. Ek het nie mense nodig om my waardasie te gee as persoon nie. Ek het Jesus nodig. En wanneer ons Jesus het, dan het ons al wat ons nodig het. Is dit nie die waarheid nie? So vanaand, dink na aan hierdie teks. Jesus is die brood van die lewe. As ons van hom eet, word ons nie net bevredig. As ons hom die middelpunt maak, word ons nie bevredig in ons fisiese dinge nie, want is dit nodig om fisiese dinge te hê? Absoluut. Ons het kos nodig. Ons het geld nodig om die kos te koop. Ons het 'n goeie werk nodig om vir ons die geld te gee. Baas nodig om vir ons elke maand ons salaris te betaal, of ons sal vir hom hof toe vat. Okay. So ons het fisiese dinge nodig. Ja, absoluut. Ek sê nie vanaand lewe sonder enige fisiese drange, lewe sonder, luister, as jy vanaand huis toe gaan en jy eet 'n pizza, gaan jy hel toe, broer. Dis glad nie wat ek sê, glad nie. Maar wat ek sê is, wanneer jy daai ding die middelpunt maak van wie jy is, dan mis jy wie God is. Want God is die middelpunt van alles. So vanaand wil ek vir julle vra, ja, sy fisiese goed nodig. Maar watse fisiese dinge het jou sustenance geword? Skryf vanaand onder die woord sustenance. Al die dinge wat jy weet in jou lewe is, wat nie daaroor te wees nie. Dinge wat in jou lewe is, wat die troon van Jesus ingeneem het, waar hy veronderstel is om te sit. Skryf daar 'n lys van dinge neer. En skryf dan neer die dinge wat jy besef het, supplement is. Bybel lees, bid, tyd te spandeer saam met gelowiges om jou getuienis te deel. Skryf daai dinge onder supplement neer, dan wil ek hê, jy moet die boonste gedeelte afskeer en die labels omdraai en sê hierdie dinge wat ek verafskeer het, miskien selfs. Ek wil terugkom na die hart van wie God is. Dan gaan ek julle vanaand nooi om terug te kom na die brood van die lewe toe. Hierdie is die liggaam van Christus. Hier is nagmaal. Ons het vandag die sakrament gehad van die doop. En dan gaan ons terugkom by die brood van die lewe. Jesus, wat homself vir ons gegee het, liggaamlik, sodat ons die ewige lewe kan hê, as ons aan